Here, ons dankie vir lewe. Ons dankie, Here, vir die voorreg om te kan opstaan, die son te beleef, om werksaam te wees. Here, ons dankie vir moeders. U het hulle op hierdie aarde geplaas met 'n baie spesifieke doel. Daardie doel realiseer, Here, deur hulle woorde, hulle aanraking, hulle hande, hulle omhelsing, hulle vertroeteling, hulle versorging. Here, daar's soveel fasette van moederskap wat U spesifiek aan hulle toevertrou. Om ons lewens te verryk, om waarde toe te voeg tot ons lewens. Vandag kom ons en ons bring aan U die eer vir hulle in ons lewens. En ons dankie vir daardie voorreg om dit te kan beleef. Ja, Here, elkeen van ons, vandat ons ons oë oopmaak totdat ons dit toemaak, is ons besig. 'n ander woord vir besig wees is werk. Ja, Here, kom vanoggend deur die Gees en verruim ons denke oor die inhoud van werk, die voorreg van werk, die verantwoordelikheid van werk, die gawe van werk uit U Vaderhand. Wees dan nou met ons. Dankie dat U hier saam met ons is. Kom raak ons aan, Here. Amen. Here, oral waar ek gaan, laat ek vingerafdrukke na. Op die hande wat ek aanraak, op borde, op mure en boeke, daar is nie 'n wegkomkans nie. Waar ek vat, plaas ek 'n teken van my identiteit. Help my, Here, om vandag, waar ek ook al gaan, hartafdrukke na te laat. Hartafdrukke van regverdigheid en deernis, van begrip en liefde, van barmhartigheid en belangstelling. Hartafdrukke van hartlike vriendelikheid en van opregte betrokkenheid. Mag my hart 'n ander hart aanraak en 'n afdruk van U liefde laat. En as iemand sou sê, jou aanraking het my vandag versterk, laat hulle agterbly met die wete dat dit U liefde was wat hulle in my ervaar het. Ons het die voorreg vandag om rondom Moedersdag die aspek van moederwees te vier. En as ons dink aan werk, soek God in die gewone van werk, dan is beide 'n moeder en werk terreine waar vingerafdrukke gelaat word. Ek kan nie 'n moeder wees en nie my vingerafdrukke elke dag laat nie. Ek en jy kan nie werk en ons nie vingerafdrukke nalaat nie. Ons besef dit nie altyd nie. Mariaan het 'n blommebesigheidjie en van haar blomruikers is in silwerpotte. En sy moet skoonmaakmiddels in die kar hou, want elke keer as sy by 'n besigheid 'n pot vat, dan sit daar vingerafdrukke. En die hoeveelheid vingerafdrukke sê vir haar baie vinnig van hoeveel mense het hierdie pot hanteer en kom stilstaan by die pot en geraak en gevat. En so is dit met my en jou. My en jou werk kan 'n silwerpot wees en ons sal verstom wees aan die einde van 'n week as ek na daardie werkpot kyk. Hoeveel van my vingerafdrukke sit daar? Dieselfde vir 'n moeder. As 'n moeder 'n silwerpot is,
wat gebruik word, is my en jou vingerafdrukke daar, maar vandag vier ons dat sy in my en jou lewe haar vingerafdrukke laat. Maar 'n moeder in ons tyd is veel fasettig. Ons dink aan mammas wat biologies 'n mamma is. Ons dink aan mammas wat biologies 'n ouma word, of 'n ouma grootjie word. Maar dan is daar ook ander vorme van mammas. Daar stiefmammas, daar is pleegmammas, daar is troetelmammas. So is dit ook vir oumas en ouma grootjies. En ja, daar's ook skoonmammas. Die wonderlike is dat dit wat 'n mamma doen, haar definieer. En nie waar sy vandaan kom, biologies, haar definieer nie. Daarom vanoggend, elke vrou wat hier sit, kan in hierdie kategorie geplaas word van 'n mamma. Want al het jy dalk nie jou eie kinders nie, al het jy dalk glad nie kinders nie. Jy is iewers 'n mamma vir iemand, of dit 'n troetelmamma is, of 'n peetmamma, of wat ook al. Maar jy funksioneer as 'n mamma of 'n ouma in iemand se lewe, deur wat jy doen. Die hande en die vingerafdrukke en die hartafdrukke bepaal ek is 'n mamma. En nie noodwendig of ek biologies geboorte gegee het aan iemand nie. Omdat ek 'n vrou is, het God my in wese geskape met die kwaliteite, die deugde, die gawes van 'n mamma wees. En dit leef mammas in ons lewe uit. En dit verryk ons lewens. Hoe baie keer by 'n skool sal iemand nie vir jou sê, daai tannie, sy is die mamma van die skool. Kom jy by 'n werksituasie en dan hoor jy die werkers spreek 'n bepaalde persoon aan as mamma. In ons huis, ons tuinman, Marianne is mamma. Want wat sy vir hom doen, het haar gekwalifiseer as sy ma. Nie biologiese oorsprong nie. So ons sê vanoggend vir die Here in die eerste plek dankie. Dankie vir mammas. Vir elke vrou wat hy aan hierdie wêreld geskenk het. Om daardie besonderse kwaliteite en gawes wat hy net in 'n vrou se DNA gedeponeer het. Om dit in hierdie wêreld 'n beter plek te maak. En ek en jy die voorreg dat ons dit kan beleef. Hulle vingerafdrukke, hulle hartafdrukke is in my en jou lewe. So ja, kom ons gee 'n lekker handeklap vir al die mammas, die moeders, die skoonmaas, maak nie saak wat nie. Ons ruiker hiervoor sê ietsie van vrou wees. Aan die agterkant, aan daai sykant, die sleeper met sy ru en kom ons sê verweerdheid wat natuur aan dit bring, aan hierdie kant 'n stukkie geroeste mesh, wat ietsie sê van die wêreld waarin 'n vrou leef en groot word. En self moet vrou en mamma wees. Die wêreld is nie altyd die mooiste en die lekkerste plek nie. Die pad van 'n vrou en 'n mamma is nie altyd net gelyk nie. Dan kry ons in die middel die mooi, die groen, die blomme, die pink, die sagtheid, die lig. Wie 'n vrou is en die verskil wat sy kom maak aan 'n ruwe, grouwe wêreld met sy hartseer en met sy opdraandes. Ons dames het vanoggend ook by die deur 'n klein geskenkie gekry, sjokoladetjie en 'n sleutelringetjie. Mag dit vir jou iets beteken ook op 'n geestelike vlak. Neem dit en iewers vandag gaan sit sommer net 'n minuut by die Here en vra wat hy vir jou daardeur wil sê. As jy vir my vra wat beteken dit vir my, daardie sjokolades, die aangename soet geur en smaak wat 'n vrou in ons lewens bring. Die sleutel houertjie, mag jy die sleutel van God vind wat vir jou vreugde bring, vrede bring, dit wat jou hart begeer. Dit dan wat Moedersdag betref. Baie dankie ook vir elkeen
wat deel gehad het hieraan en na die tyd gaan ons lekker saam tee drink en daar is koeksisters in oorvloed. Spesiaal vir die mammas. So asseblief moet dit nie mis nie. Kom maak 'n draai. Ons gesels vanoggend verder oor die tema vind God in die gewone, in die alledaagse. En ons het begin en ons het gesê vind hom in 'n aktiwiteit so slaap, in wakker word, in was, reinig, skoonmaak, rondom 'n etenstafel met die nagmaal, rondom soek. En ons het voorrig net voor die vakansie afgesluit met vind hom in reis. Vandag gaan ons aan met vind hom in werk. En as ons wil God in die gewone van werk soek, is dit belangrik om te vra, hoe sien ek en jy werk? Wat is ons brein se eerste heengaan na as ons sê, wat is werk? Ons het 'n ambagsman linksbo, ons het 'n onderwyseres, ons het 'n boer, ons het iemand wat gebonde is aan 'n lesenaar, en dan regsbo, sommer net om my gedagtes bietjie te toets. Is werk gekoppel aan 'n spesifieke fase van my lewe? Ek dink die wêreld leer ons van 18 af, tot en met 65, dis jou werkseisoen. Dis 'n ander manier om daarna te kyk, maar is dit die regte manier? Is dit die omvang van wat werk is? Of om gewoon, soos daardie 4 manne daar, in 'n nuwe fase te wees, die van op pensioen wees? Kan dit ook onder die kategorie van werk gesorteer word? En ek dink dit is belangrik dat ons vanoggend, in die eerste plek, as ek hierdie vraag wil antwoord vir myself afvra, waar is ek in my lewensseisoene? En dat ek vir myself bereid verklaar om te sê, Here, kom verruim my denke. Neem my definisie van werk. En as U wil hê ek moet 'n kopskuif maak vanoggend, help my, stel my in staat om daardie kopskuif te kan maak. For the reformers, Christian vocation was the assurance that you needn't a special call to the monastery or the ministry to be called by God. You could do so right in your family, at your workbench, in your village. Vocation does not begin with a search, but in a heart of service. It does not begin in discerning the will of God, but loving thy neighbor. Tot Bolzinger. Toets onmiddellik ons definisie van wat werk is. Ons het groot geword in 'n gereformeerde tradisie, daar's iets soos 'n roeping, en dan is daar 'n loopbaan. Die Engels career. Vocation, die roeping, career, die werk. En onmiddellik is daar 'n 2 skeiding gemaak. Daar's 'n een en daar's 'n ander. Terwyl ons vanoggend gaan ontdek ook in die Here se woord, dat dit een is. Ek en jy is op hierdie aarde en ons werk, in alle fasette van ons lewens. My huwelik is deel van werk. My gesin is deel van werk. My werk is deel van werk. My ontspanning is deel van werk. Elke verhouding wat ek in staan is deel van werk. Eugene Peterson, there need be no division between work and worship. The time we work in is God's time, and the major portion of life that we spend on our jobs is a strategic time for discovering Christ. As 'n mens mooi daaroor nadink, die grootste deel van my en jou lewe spandeer ons by die werk. As ons die persepsie het dat daar 'n werklewe is, daar's 'n gesinslewe, daar's 'n ontspanningslewe, daar's 'n kerklewe, en in elkeen van hierdie moet ek 'n ander rol vervul. Meer belangrik, in elkeen van hierdie vervul God 'n ander rol in my lewe.
dan is ek besig om te doen wat die wêreld wil hê ek moet doen. Om my geloof en my lewe te kompartimentaliseer. Ek maak boksies. En nou vanoggend is ons hier in die kerkboksie. En dis hoekom jy soms hoor na 'n preek sal iemand vir my sê, en nie was vanoggend 'n goeie preek, my aangeraak. Dis net jammer, môreoggend is ek terug by die werk. Met ander woorde, die boodskap beteken vir my niks by die werk nie. Die boodskap van vanoggend was vir my kerkboksie, my gesinsboksie, maar nie vir my werksboksie nie. Ek het op 'n stadium saam met 'n boeta 'n baie mooi pad gestap. En hy het in Sandton gewerk. En hy het vir my gesê, as ek soggens oor die snelweg ry, laat ek 'n stuk van myself en die Here agter. Aan die ander kant die snelweg word ek iemand anders, dit word van my verwag, die reëls daar is anders, en in daai wêreld is daar nie plek vir God nie. Maar vanmiddag, as ek terugry, dis my wilsbesluit, ek laat die werk aan die ander kant die snelweg, en in 'n sekere sin, ek tel weer God en my gesin op, hierdie kant van die snelweg. En dis hoe ons gekondisioneer is, dat dit vir ons later dan normaal word, en dit is soos dit is. Die ironie van die saak, die Here, deur sy Gees woon in my, reis met my. So as ek in Sandton my voet af sit, uit die kar en instap by die kantoor stap, hy is saam met my. Hy ry saam met my oor die snelweg. Hy is die hele dag daai kant. Maar as dit so is, dat ek hom en my gedrag moet kondisioneer, ander kant die snelweg, vir my werk, dat daar nie vir hom plek is nie, is die hartseer. Die grootste deel van my lewe, beleef ek nie die Here in die gewone nie. Is hy nie teenwoordig nie? Is daar nie plek vir hom nie? En maak dit my arm, as sy kind. Hy ontsê my nie sy teenwoordigheid nie, hy is daar. Ek ontsê hom my teenwoordigheid. Ek het nie 'n behoefte om met hom te identifiseer en te reis en te gesels en te deel, terwyl ek daardie kant is nie. Hoekom het die Here my en jou gemaak? Dis dalk die antwoord op wat is werk. God het die mens gemaak en die mens het iets van God in hom of haar gehad. Die mens het soos God gelyk. God het 'n man en 'n vrou gemaak. God het hulle toe geseën en vir hulle gesê. Die hele konsep van seën in die Ou Testament is baie interessant. En dis hoekom 'n kind ook nie uit die huis uit sou gaan as die vader hom of haar nie geseën het nie. Jy kon nie 'n lewe begin sonder die seën van jou vader nie. Jy kon nie uit die huis uit gaan sonder dat jou vader jou seën nie. So die Here stuur ons in die wêreld in om hier te wees en te bly tot die einde. Dink aan Jesus se gebed vir ons in Johannes 17. Dat hy nie vir die Vader vra, Here, ek verlaat hierdie wêreld en dis nou tyd, kom ons vat sommer al u kinders saam nie. Nee, Here, bewaar hulle in hierdie wêreld. Wees met hulle in hierdie wêreld. Hom geseën en gesê, wees vrugbaar, kry baie kinders, so baie dat julle oral oor die aarde sal bly, tem die aarde en heers daaroor. Die message sê dit met 'n ander hoek. God created human beings. He created them godlike, reflecting God's nature. He created them male and female. God blessed them. En hier kom die opdrag. Prosper. Reproduce. Fill the earth. Take charge. Be responsible. En dit is werk. Dis hoekom ek en jy hier is. Ons kry 'n ander toeligting wat ons net begin stil staan in Kolossense, dat ek en jy alles doen wat ons doen asof ons dit vir die Here doen, tot sy eer en verheerliking. Maar die basis van my en jou hier wees, prosper. Hy seën my en jou in hierdie wêreld, wat ons ook al doen, in alle fasette van ons lewe. En hy sê, gaan wees daarvoor spoedig.
Of jy iewers besig is om te werk, of jy in jou huis is, of jy in jou huwelik is, of jy in jou gesin is, jou vriendekring, waar ook al, wees voorspoedig. Reproduce, skep, bring nuut, maak, fill the earth, wees oral, wees teenwoordig. Nergens sprake van kompartemente nie. Take charge. Neem beheer. Meer nog, ek vertrou, sien ons in die Nuwe Testament, ek vertrou my koninkryk aan jou toe. Terwyl ek weg is, totdat ek weer kom, gee ek my koninkryk vir jou. En sy koninkryk in elkeen van ons se lewe lyk anders. In my lewe, deel van sy koninkryk is 'n huwelik, is 3 seuns, 3 dogters, 4 kleindogters, vriendekring, gemeente, so kan ek aanhou. Maar daardie koninkryk het hy vir my gegee, syne om te bestuur. Be responsible. Daar gaan rekenskap wees, oor elkeen van hierdie fasette. Ek gaan nie net eendag rekenskap gee oor 'n faset nie, oor die hele faset van my mens wees. Want Tom Smith sê, die lewe is in wese 'n erediens. En wat is 'n erediens? Waar ek in die teenwoordigheid van die Here is, en hom eer, en hom groot maak. Matteus 25, daar is nog 'n ander verhaal, ook waaruit jy iets oor die koninkryk van God kan leer. 'n Ryk man moes vir 'n lang tyd weggaan. Hy roep toe al die werkers bymekaar. Julle moet asseblief na my goed kyk, terwyl ek weg is, sê hy en deel sy goed onder hulle uit. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. En daardie rekenskap gaan net na een van 2 kante toe. Die eienaar sê toe vir hom, vir haar, mooi so, jy's 'n goeie en 'n getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Dis die een moontlikheid. Dat ek en jy eendag kan terugkyk en sê, dit het die Here aan my toevertrou. Dis syne, ek moes bestuur. En as ek dit vir hom gee om te sê, beoordeel dit, sy reaksie sal wees, kom in, kom deel in my vreugde. Jy was getrou oor wat ek aan jou toevertrou. Die ander alternatief, jy is nou regtig 'n hopelose werker en niks werd. Jy weet ek is streng en verwag net die beste. Dis die ander kant van die muntstuk. Dat ek dit of die wat aan my toevertrou is, vertrou het, dat ek nie die Here waardig was, dat ek nie sy eiendom geëer het, dat ek nie dit wat hy aan my toevertrou het, met die nodige respek en verantwoordelikheid hanteer het nie. In die verskillende seisoene van ons lewe, is daar 'n ander manier van dinge doen. Ons persepsie van werk is ek doen iets sodat ek betaal word en die geld vat ek om te leef, te oorleef, te voorsien, deur weg te sit. So ek kan nie werk losmaak van besoldiging nie. Maar as kind van die Here, as ons die gedeelte in Genesis vat en hier in Matteus, kom ons baie duidelik agter dat werk, daar sommige aspekte is wat aan 'n besoldiging gekoppel is. Maar dat daar baie werk is wat nie aan besoldiging gekoppel is nie. Ek kry nie 'n salaris om man te wees nie. Ek kry nie 'n salaris om pa of vriend te wees nie. Ek kry nie 'n salaris om kollega te wees nie. Maar ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die Almagtige. En daarom moet ek 'n kopskuif maak as ek praat oor werk en eerder begin om 'n ander term te gebruik
beroep. Want dan kom die roepgedeelte in. Want wat is 'n roeping? Ons het groot geword in 'n gereformeerde tradisie wat sê, verskoning, as kind van die Here leef ek my roeping. Die Here se stem roep my om te sê, kom doen dit of dit of dit, of leef soos ek wil hê jy moet leef. Wees lief vir jou naaste, wees lief vir God, wees lief vir jouself. En daar pas nie iets in soos werk nie. Maar 'n beroep het steeds 'n element van roep. Die Here roep my om in 'n bepaalde seisoen van my lewe op 'n bepaalde plek te wees, en daar sal ek besoldiging ontvang. En die Here se hantering van besoldiging het hy nie vir ons om dowe neute gegee nie. Die slaaf wat 8 uur begin het, die een wat 12 uur begin het, die een wat 3 uur begin het Chilat uit dieselfde salaris gekry. Net om vir my en jou te sê, gaan nie oor die salaris nie. Maar in my en jou lewe word ons geleer, dis die belangrikste ding wat daar is. Dis deel van jou identiteit. En dit bepaal hoe jy kan voorsien, hoe jy kan leef, en daarom kan dit geen roeping wees nie, geen beroep nie. Dis 'n werk wat ek moet doen om geld te kry, om te kan leef. Wat sê die Here vir ons? Die lewe gee ek aan jou. Ek het jou geseën om hierdie lewe tegemoet te gaan. En wat het ek vir jou gesê? Jy moet geseënd wees. Jy moet skep. Jy moet die aarde vul. Jy moet die moontlikheid dat jy kan vermeerder nooit buite rekening laat nie. Jy moet beheer neem. Jy moet heers oor my koninkryk. Jy moet heers in jou huwelik, in jou gesin, jou vriende kry. Jy moet verantwoordelik wees. En nooit vergeet, die verantwoordelikheid is teenoor hom en hom alleen. Sit skouer aan die wiel. Ekskuus. Nou kom ek by julle wat verbase werk. Doen wat julle aardse baase van julle vra. Moenie skynheilig wees en net werk as hulle vir julle kyk nie. Wees eerlik en werk hard, omdat die Here altyd vir julle kyk. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here, in wie se diens julle staan. Wie onreg doen sal gestraf word oor die onreg wat hy of sy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Tom vertel dat Eugene Peterson, hy en Lolly by hulle gebly het in Amerika, en op 'n stadium was die situasie daar dat hulle graag vir hulle wou bid vir 'n nuwe seisoen in hulle lewe. Want hulle het toe aangestap na 80, diep 70. En Eugene het gesê, dis sy laaste boek wat hy nou geskryf het, daar gaan nou 'n nuwe seisoen aanbreek. So Tom hulle sê, maar waarvoor kan ons vir julle bid vir hierdie nuwe seisoen? Dis die 80+ seisoen. En Eugene Peterson se woorde was, bid vir ons. Ek en my vrou is swanger. So Tom sê met 'n skok, het hy nou gewonder of Abraham en Sarah se verhaal nou hier gedupliseer word. En toe verduidelik Eugene en hy sê, ons is nou klaar met hierdie seisoen waar ek boeke geskryf het en. Nou wil ek hê die Here moet vir my wys. Beroep. Wat moet ek doen in die volgende seisoen? 80+. En hulle het vir hulle daarvoor gebid. En wat het die Here vir hulle gewys? Om hulle huis oop te stel. En van 80 jaar plus was hulle huis 'n veilige hawe vir jong manne en dames wat
leiding nodig het, wat bystand nodig het, wat 'n veilige hawe nodig het, om 'n tydjie te kom bly, om insette en leiding te kry. So selfs op einde 70, was daar in sy verwysingsraamwerk nie, my werk is nou klaar nie. Hy het nooit werk as werk gesien gekoppel aan ouderdom nie. Die seisoen waar ek boeke geskryf het en seminare aangebied het en lesings ontwikkel het, daai seisoen is verby. Seisoen waar hy betaling gekry het. Maar dit stop nie daar nie. Wat nou, Here? En toe stel hulle huis oop, in gehoorsaamheid aan die Here. Hierdie gedeelte sê vir ons, dis nie belangrik wat ek doen nie. Dis belangrik vir wie ek dit doen. Dis nie belangrik wat ek doen nie, maar hoe ek dit doen. En die oomblik as dit deel word van my hele verwysingsraamwerk, as ek dink oor werk, verander baie dinge. Die belangrikste is dat die Here permanent deel word van hierdie hele verwysingsraamwerk rondom werk, 'n beroep. Dit is so maklik as ek by die werk is om dinge te doen soos ek dit wil doen. Vertel 'n mooi voorbeeld van die man kry die telefoonrekening, en die dae toe ons nog telefone by die huis gehad het. Baie hoog. Kom die middag by die huis, hy's baie ontsteld, hy sê, wie bel so? Ek doen al my privaat oproepe by die werk, is nie ek nie. Sy vrou sê, ek doen al my privaat oproepe by die werk, is nie ek nie. Die huishulp sê, ek doen ook al my privaat oproepe by die werk. So jy kan nie 'n beginsel wat jy by een plek toepas, nie op 'n ander plek toepas nie. Maar ons het daai gesindheid rondom werk, my verantwoordelikheid, my rekenskap, my etiek, my integriteit is teenoor die werkgewer. Daarom leef ons in ons land soos ons leef. Daarom is die persepsie, maar jy betaal my nie genoeg nie, ek sal sorg op 'n ander manier, dat ek uit jou sak my salaris aanval, en. Wat sê Kolossense 3? Wees eerlik en werk hard. Waarom? Omdat die Here daar is, teenwoordig is. Maak nie saak waar ek werk nie, maak nie saak vir wie ek werk nie, wie stap saam met my daarin? Die Here. Wie is die ene wat elke handeling van my beoordeel? Die Here. Maar kom ons wees eerlik, my baas, my maatskappy, weet bitter min van elke minuut waarmee ek besig is. Die een wat weet is die Here. My verantwoordelikheid en my rekenskap is teenoor hom. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Dis die hoe ek dit doen. Die gesindheid waarmee ek dit doen. Omdat ek weet vir wie ek dit doen. Wat ek ook al doen, ek is besig om dit vir hom te doen. Nie vir mense nie. Dis ook my gesindheid in die ander fasette van my lewe. Dat ek besig is om wat ek ook al doen, as man of pa of oupa of kollega of vriend of wat ook al. Dit wat ek doen, asof ek dit vir die Here doen. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Dis 'n gedeelte wat die gebed van Jabes was Wilkinson se een groot werk, die ander een is die beloning wat wag. Dat die Here vir my en vir jou as kind van die Here, daardie wat hy na my en jou kyk en sê, jy was 'n goeie slaaf. Jy was getrou oor min. Ek wil jou aanstel oor baie. As ek na jou kyk, het ek 'n stil tevredenheid.
my kind. Ons beloning lê in die feit dat ek en jy die Here eer en vir hom vreugde bring. En dan die teendeel, wie onreg doen sal gestraf word, oor die onreg. Ek mag vir baie dinge wegkom by die werk, maar die Here is die een wat sien, en die Here is die een wat rekenskap van my en jou vra. Dallas Willard het 'n baie mooi definisie van werk. Hy sê, the creation of value that benefits people. As jy vanoggend moet sê, wat is jou definisie van werk? Ek dink ons sal baie naby aan dieselfde sê, dit wat ek moet doen om geld te kry, om te kan leef. Dallas Willard sê, werk is om te skep. Kom ons dink weer wat die Here gesê het in Genesis 1:28. Werk is om te skep, wat? Waarde vir wie? Vir ander. Toe die Here Abraham gestuur het na 'n vreemde land, ek sal jou seën. Hoekom? Sodat jy tot seën sal wees. Waar jy kom, gaan ander baat vind. Hy's nooit gestuur sodat hy op 'n ander plek beter kan doen, meer kan hê, groter aansien kan hê nie. Hy's gestuur om 'n instrument te wees in die Here se hand, waar die Here se seën in ander se lewens kan vloei. En as ou hierdie definisie jou eie maak van werk, dan word dit maklik om vir jouself te sê, maar nou verstaan ek. Werk is vandat ek my oë oopmaak totdat ek toemaak. Waarmee en met wie ek ook al besig is. Of dit in die huis is, of dit buite die huis is, of ek betaal word hiervoor, of nie betaal word hiervoor nie. Ek is besig om waarde toe te voeg. Ek is besig om te skep tot voordeel van ander. Of dit nou my huwelik is, of dit in my vriendekring is, of dit om die sportveld is, of dit agter my lesenaar is, of iewers besig om my ambag te beoefen. Trevor Hudson, as friends of Jesus, we need to look at our daily work from a new perspective. We can recognize our daily work as the primary opportunity to partner with God in making God's dream for this world a reality. I often say to my congregation that the most important mission trip we make is the daily journey to our places of work. Wow. Dis wat werk is, as kind van die Here. Uitsonderlike geleentheid waar ek as instrument in die Here se hand kan funksioneer. En dan sê hy, ek en jy doen dit elke dag, as ons daai journey vat werk toe, word ons 'n instrument. Maar ook in my huis, elke faset van my lewe. So hoe moet ons die kopskuif bestuur? Wat moet ek doen om te sê, maar ek gaan werk anders begin sien, ek gaan dit anders begin hanteer? Die eerste ding, ek werk vir die Here. Punt klaar. Ek werk vir die Here. Of dit is as man, of as kollega, of wat ook al, ek werk vir die Here. Dit sluit alle fasette van my menswees in, maar ook alle seisoene van my lewe. Want as dit nie so is nie, wat maak ek na 65? Hou ek op? Bestaan? Nee. Soos Eugene Peterson gesê het, ons is swanger, met ander woorde, ons het 'n afwagtende tyd om te hoor, wat nou? Hoe nou? Waar nou? Ons sluit alle fasette en alle seisoene. As ek by die werk instap, stap die Here saam met my. 24 ure 'n dag. My lewe is 'n preek sonder woorde, met rekenskap aan die Here. As ek in wese op hierdie aarde is, om die Here te eer, as ek alles wat ek doen, asof ek dit vir hom doen, as ek alles doen om hom te behaag, kan ek nie anders as om te sê, my lewe is 'n preek.
sonder woorde. Wat is die wese en inhoud van 'n preek? Dit moet 'n heenwysing wees na hom. Gaan oor hom. So moet my lewe wees. As ek werk, leef ek voluit. Die persepsie wat in my en jou gedagtewêreld vasgepen is werk is straf. Werk is iets wat ek moet doen. Werk tap alles uit my uit. Werk wil altyd meer hê en minder betaal. Werk is nie my vriend nie. Dis 'n bepaalde perspektief. Maar werk is deel van my volledige lewe. Ja, ek mag in 'n seisoen wees, waar dit nie lekker is om te werk nie. Dit mag wees dat ek vir iemand werk, wat die lewe vir my moeilik maak. Dit mag wees, na COVID, dat my werk my nie gee wat ek toekom nie, om watter rede ook al. Ek kan in verhoudings wees wat nie lekker is nie. Ek kan in verhoudings wees wat moeisaam is. Ek kan in 'n vriendskapssituasie wees wat tans onstuimig is. Dis alles deel van werk en daar moet ek voluit leef. Belangrik oor hoe ek die werk doen en vir wie. Daai twee dinge moet ek altyd saam met my dra, waarmee ek ook al besig is. My workstation is my worship station. Daar's nie 'n onderskeid, daar's nie boksies vir werk en boksies vir kerk en nie. Ek het een lewe en dis my hele lewe. En dis die lewe wat ek voluit moet leef. En elke faset in daai lewe is werk. Wat is die beginsel van werk? Doen dit vir die Here met oorgawe, met integriteit, met rekenskap aan hom. Dan is my workstation ook my worship station. Nie waar ek werk nie, maar vir wie. Daarom moet ek vashou. Dit moet ek koester. Wat kan my laat struikel? As ons vanoggend sê, Here, ja, hierdie 3 skrifgedeeltes, ek wil my denke oor werk verander. Ek wil 'n kop skuif maak. Wat kan my keer? Ek leef in kompartemente. Ek het my kerkpersona. Ek stap hier in. Ek gebruik sekere woorde. Ek het my werkpersona. Moenie met my moeilikheid soek nie. Hy is die seun van die donor, Petrus. Ek het my sosiale persona. Hy is die nar. Hy het nie einde nie. Ons het een lewe. Die Here is teenwoordigheid in alle fasette. Wie ek by die werk is, moet ek by die kerk wees, moet ek by die huis wees, moet ek by die skool wees, by die rugbyveld. Ek werk om te leef. Ek moet daai uit my kop uit kry. Ek leef, en deel van my lewe is dat ek werk vir die Here op verskillende terreine en plekke. Dit is onder andere by die kerk. Dit is ook in my gesin, dit is ook in my huwelik. Dit is ook in ons vriendekring. Werkverslawing. Gaan oor prioriteite. As ek en jy vir die Here werk en aan hom rekenskap moet gee, sal hy nie van my dinge verwag wat ander fasette wat hy aan my toevertrou het benadeel nie. Ek het Marianne in vakansie weer 'n film gesien rondom werkolisme en hoe ek afskeep, verwaarloos. En omdat ek verskillende kompartemente het, kan ek dit nou regverdig. Hoekom ek dit doen in hierdie kompartement? Maar as ek een lewe het met geen kompartemente nie, besef ek, as dit kom by rekenskap, gaan die Here geen vrede hê, omdat ek dit gedoen het ten koste van dit nie. Skuif God uit werk uit. Dit is seker die grootste
hartseer wat ek en jy geleer is om te doen, of dalk self doen, of die wêreld vir ons sê die regte ding is, om God te haal uit my werkstyd waar ek dan nou 'n salaris verdien. Die oomblik as ek dit doen, haal ek God uit die grootste deel van my lewe. Want dit is en bly die grootste deel van my lewe, van elke dag. En in die konteks van ons reeks, kan dit die grootste bydraende faktor wees, hoekom ek God nie in die gewone van elke dag kan sien en kan beleef nie. 'n laaste opmerking. Ons lewe is 7 dae 'n week. Daar's nie 'n Sondag en 'n Maandag tot Vrydag en 'n Saterdag wat ek anders moet benader nie. Die beginsels is dieselfde. Die fokus op verskillende dae van die week kan anders wees. Kom ek vra vanoggend vir 'n oomblik. Dink na oor die volgende. Werk ek om te oorleef? Of werk ek tot sy eer? Dieselfde is die seisoen waarin ek is. As ek in die na 65 seisoen is, ek is nou afgetree, kan ek die vraag steeds vra. Want die gedeelte waar ek betalende werk gedoen het, is dalk verby. Maar soos Eugene Peterson, kom ons hou nooit op om te sê, Here, wat wil jy, moet ek nou doen? Skep jou werk waarde vir ander, of net jouself? Die wese van werk, as ons terugvat na Genesis 1:28, is om te skep, om waarde toe te voeg. As ek na my dag kyk en al die fasette en plekke waar ek betrokke is, voeg ek waarde toe. Is ek besig om te sê, wat kan ek doen tot heil en seën van ander? Hoe sal jou ideale werk lyk? Ook na 65. As jy self daardie detail kan saamstel. Die wonderlike is ons kan. Kom ons vat dit vir die Here, vir die seisoen waarin ons is, dat hy vir ons bevestig, ja, hou jou nou besig hiermee. Hoe lyk my en jou vingerafdrukke wat ons laat? Want ons kan nie asemhaal sonder om vingerafdrukke te laat nie. Die vraag is, hoe lyk dit? En dan die beginsel van, as ek werk vir die Here, is dit nie altyd gekoppel aan 'n salaris nie. En my ywer kan nie minder wees, as dit nie gekoppel is aan 'n salaris nie. My toewyding kan nie minder wees nie. Dit is vir my maklik om te sê, terwille van die werk, gaan ek die volgende kursus doen. Terwille van die werk, gaan ek dit doen om myself te verryk. Terwille van die werk, moet ek my kundigheid hier en hier en hier verbreed. Ek moet dit ook doen vir die ander fasette van my lewe. Ek en Mariaan was 5-6 jaar getroud. En ek het net besef, ek het nie 'n idee wat ek doen nie. En as ek nie iets doen nie, gaan dit in 'n tragedie eindig. En ek het 'n M gedoen in huwelik en gesinsberading. Primêr om self agter te kom, maar wat kan jy doen? Hoe kan jy in 'n huwelik funksioneer om dit 'n beter plek vir ander te maak? Ons moet sulke dinge begin doen. Rondom kinders grootmaak. Die wonderlike van ons tyd is, daar's soveel materiaal beskikbaar is op ons selfone. Jy kan dit in jou stoel sit en lees. Ek het nie 'n idee gehad. Wat doen 'n oupa nie? Wat doen 'n pa in die verskillende fases van sy lewe? John Eldredge se boek oor die seisoene in die lewe van 'n man het my lewe verander. Op terreine waar ek nie salaris kry nie. So kan ek en jy
in elke seisoen van ons lewe, sinvol funksioneer, nuwe kundigheid, vaardigheid aanleer, om in daardie seisoen te sê, Here, ek wil waarde toevoeg. Ek wil bly werk. My hele lewe stel ek in U hande, myself as 'n instrument. Christ is either Lord of all, or He is not Lord at all. Hudson Taylor. Om met hierdie twee aanhalings afsluit. Dis 'n baie slegte belewenis om die inhoud van hierdie paar woorde te besef. As ek my lewe in kompartemente deel, en in bepaalde kompartemente aan God sekere plek en funksie te gee, dan is hy not Lord at all in my lewe. Hy is of die Here van my lewe, of glad nie. Ek kan nie kompartemente maak nie. Dis of alles, of niks. Tom Smith sê, dit is egter nie net ons roeping wat ons medewerkers van God maak nie. Ons beroep en selfs ons voorbereiding vir ons beroep vorm deel van ons geloof in die alledaagse. Net 'n laaste woord om te sê, 'n kopskuif rondom werk is nodig. Dit was vir my een van die verrykendste hoofstukke in hierdie reis, hoe om God in die gewone te ontdek. Mag dit ook vir jou wees. Hemelse Vader, ons laat ons so maklik lei deur wat die wêreld dink en sê oor hoe dinge moet wees, hoe dinge gedoen moet word, wat ek mag doen, wat ek nie mag doen nie. Here, dankie dat ons in U diens kan staan, 24 ure 'n dag. Dankie Here dat deur U Gees se leiding in ons, ek in staat is om alles te kan doen, asof ek dit vir die Here doen, en nie vir mense nie. Here, lei elkeen van ons in die seisoen waar ons is. Ja Here, lei vir ons oor wat ons moet doen, waar ons dit moet doen, hoe ons dit moet doen. En dankie Here dat ons weet, ons doen dit vir U. Ons sal rekenskap teenoor U gee. En ja Here, ons het die behoefte dat U ook kan sê vir elkeen van ons. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Amen.